Here, baie dankie dat U ons ontmoet presies waar ons is. Al voel ons ver van U af, Here, U is daar. Dankie vir die belofte dat U gesê het, U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Dankie dat ons hier in U naam kan ervaar dat U is met ons. En die vertroue wat ons het, as ons God met ons is, wie of wat kan teen ons wees? Here, gee ons die krag vir hierdie week, om voorbeelde te wees, vir ons kinders, voorbeelde te wees, vir ons mans, ons vrouens, en ons families, ook in hierdie geestelike familie. Maak ons soos 'n stad op 'n berg, wat nie versteek kan word. Maak ons die lig, maak ons die sout van hierdie aarde, maak ons getuies van die goedheid, die genade en die guns van God oor ons lewens. Dankie Here vir dit wat U besig is om te doen. Dankie vir 'n hoopvolle toekoms. Wanneer ons uitroep, Here help ons, dan is Hy altyd daar om U hand uit te steek en ons op te tel. Kom en tel ons op. Lig ons uit vanmôre deur die woord. Dat die woord geloof sal opwek in ons harte. Dat die waarheid ons kom vrymaak van die leuen van hierdie wêreld. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê vir die persoon langs jou, die beste lê nog voordat jy hulle sitplekke neem. Herinner hulle net, die beste lê nog voor, amen. Hierdie week mag die Here 'n groot wonderwerk vir jou doen. Wie glo dit saam met my? Moet nooit ophou glo nie. Kom ons vertrou, selfs in die moeilikste omstandighede hou ons vas aan die Here se beloftes, ons hou vas aan die Here Jesus Christus, Hy is ons verlossing. Die evangelie is nog steeds 'n krag tot redding. En die woord sê, hy sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Amen. En daarom is ons hier, daarom preek ons die woord, daarom gee ons lering dat ons mense kan verstaan hoe om te lewe. Psalm 16 vers 11, Dawid se gebed, hy sê, Here, leer my hoe om te lewe, sodat ek die blydskap van God in my lewe kan ervaar. En wat bring daardie blydskap? Die woord van God. Want die blydskap van God is ons krag. En mag ek en jy nie ons blydskap, ons dankbaarheid voor die Here verloor nie. Ons wil weer eens baie dankie sê vir al ons ouers, ons grootouers, ons families, wat vir ons die voorreg gegee het om weer eens oor julle kinders te kon bid vanmôre hier by Woord en Lewe. Dit is regtig vir ons 'n groot voorreg en 'n groot seën. Is julle reg vir die woord? Ons het die afgelope paar weke het ons gepraat oor die belangrikste, want dis baie belangrik dat ons in die begin van die jaar die regte hoekstene lê. En ons het 5 hoekstene gelê en 10 beginsels wat ons geleer het, wat ons gaan terugkom oor en oor deur die jaar, want wanneer ons die belangrike ag in ons lewens, dan sê die Here ons bou op die rots, Jesus Christus. Ons bou ons lewens nie op die sand nie, nie op die veranderlike dinge van hierdie wêreld nie, maar ons bou ons lewens op die onveranderlike dinge wat in die woord vir ons staan. 'n Sterk fondasie. Ons sien baie mense in hierdie wêreld wat sukses maak, maar omdat hulle nie op die goddelike fondasie van God bou nie, julle het gesien wat gebeur as ons nie op 'n sterk fondasie bou nie, dan wat? Dan val die huis in mekaar. Gaan ons deur storms gaan? Wat sê die woord van God? Jy gaan deur storms gaan. Maar hoe gaan jy deur die storm gaan en vertroue hê, wanneer jy voel alles val uit mekaar het, dan weet jy, niks val uit mekaar nie, want my fondasie is gegrond op die waarheid, op die belangrikste wat die Here vir ons geleer het oor hierdie paar weke. 'n Liefde vir God, 'n liefde vir mense. Mag daardie liefde hierdie jaar ons beweeg. Laat ons nie net as gelowiges sê, Here, ons het U lief nie, maar laat mense dit sal sien in ons aksies. As ons lief het, dan sal ons gaan, soos Jesus sê. Liefde sal ons beweeg. Ons eer die Here vir ons span in Brasilië. Hulle stuur vir my daagliks die video's en die foto's wat die Here daar doen in Brasilië. Weereens wil ek hierdie gemeente dankie sê dat julle dit moontlik maak dat ons 18 van ons leiers kon stuur na Brasilië toe om daar die kerk op te lig en ons pastore te motiveer en die evangelie te verkondig oralster oor hierdie wêreld. Evangelisasie en disipelskap
is belangrik vir God. En ons gaan meer leer in hierdie gemeente om wat 'n getuienis te wees. Julle het gesien die statistieke dat die kerk nie meer kan getuig nie. Ons het skaam geraak, nê. In die korporatiewe wêreld mag ons nie meer ons geloof uitleef nie, maar is tyd dat die kerk weer moet terugkom by die belangrikste, dat ons dit sal ag waar ons ook al gaan. Dan het ons gegaan leierskap, mentorskap. As ons wil leiers sien, leiers wat ons wil sien in hierdie wêreld, nê, daar's 'n leierskapkrisis, dan moet ons begin mentors wees. En ek het geleer dat as jy foute gemaak het in hierdie lewe, dan kan jy 'n mentor wees. Kan ek sien wie het al foute gemaak saam met my? Maar as jy leer daardie foute, wat kan jy wees? Jy kan 'n mentor wees vir ander. Amen. En dan het ons gesê gesonde families, gesonde kerk. Ons almal sien dat huwelike word aangeval. Ons families word aangeval. Verhoudings, ons kinders, soos julle gesien het die statistieke oor die paar weke, ons kinders word aangeval. Daarom gaan ons die Here vertrou dat ons gesonde families sal kweek, gesonde huwelike en 'n gesonde kerk sal hê. Kan ek 'n amen kry? Laasweek, vir die laaste 2 weke het ons gepraat gesonde siel. Mense, hierdie wêreld is nie goed vir jou siel nie. Die media platforms, julle het gesien die effek wat dit het op ons siel. Ons sien hoe ons mense verslaaf geraak het aan media platforms, aan sosiale media platforms. Ons selfone, nê, het 'n goue kalf geraak. En ons moet ag gee om te verstaan wat is goed vir jou siel en wat is nie goed vir jou siel nie. Almal van ons moet die verantwoordelikheid vat sodat jou siel gesond kan wees, want ons weet 'n gesonde siel, gesonde liggaam. Ek gaan aan met hierdie hoekstene. Ons gaan die heeltyd terugkom deur die jaar, maar ek het net gevoel as ons praat van die siel, dan moet ons dit bietjie verder gaan en ons begin 'n nuwe reeks. Ek wil hê julle moet opsit, wil hê julle al klaar vir julle opgesit. Ek verduidelik nog so mooi. In die meantime sien julle almal hier agter my. Né? Wat is die nuwe reeks? Van fees na? Nou hierdie week, ons het van laas jaar af begin wat ons gesê het, die Here leer ons hoe om te lewe. Die Here sê, hoe moet jy lewe? Jy moet met beginsels lewe. Jy moet goeie gewoontes inkweek. Daar's sekere ritmes wat die Here wil in ons lewens inbou. Wanneer ek en jy volgens hierdie goddelike ritmes begin leef, wat gebeur? Daar's 'n mooi dans, né? Wat gebeur? Wie van julle as 2 paartjies so mooi dans? Nou ek en my vrou, ek het probeer die wals doen. Ek kon nie wals nie. Ek het meer op my vrou se tone getrap en sy meer op myne. Ons is versigtig om te wals vandag. Amen. Nou die dag by Sjewondel se troue, toe kyk ek vir pastoor Gerard en Renée en ek sê, "Joh, kyk hulle het hom gedans, jong." Nou is die kerk stil, nou veroordeel hulle die pastoor. Hoe kan 'n pastoor dans by 'n troue? Nee, ek was ook daar, ek het mooi gekyk, alles het goed gegaan. Amen. Kom ons begin weer in die kerk dans, nie net daar by die troues nie. Die Here wil ook hê ons moet in die kerk dans. Daar's niks fout om te dans nie. Kan ek nog 'n amen kry? Ons mag dans, ons mag bly wees, né? Maar ek is nou nie een van daai ouens wat goed kan dans nie. My vrou het my gevat vir baie lesse na 'n dansklas toe, baie jare terug. En daai mans wat hulle heupe so swaai, ek weet nie, daar is nie daai skaniere in my heupe nie. Wie van die mans weet waarvan ek praat? Amen. Maar die Here wil ons 'n dans leer. Wanneer ons hierdie ritmes begin inbou in ons lewens, geestelike beginsels inbou, wanneer ons hierdie hoekstene begin inbou en ons begin dit leef, nie net praat daaroor nie, want geloof het 'n aksie. Geloof is 'n werk, is nie net wat ons glo nie, is wat ons leef. Dan begin daar 'n mooi dans vorm. Ja, jy gaan dalk op 'n paar mense se tone trap. Ja, in die begin gaan dit vir jou voel, jy het nie daai skaniere nie. Maar wanneer ons aanhou en ons bou hierdie gewoontes in, dan begin dit 'n lieflike dans raak. En weet jy wat, dit is so wonderlik om daarna te kan kyk en te sien hoe mense pragtig in eenheid saam kan beweeg. Mag dit so wees vir ons. Maar dan moet ons die beginsels leer. Ons het gehoor dat ons liggame, hierdie vlees wil net fees vier, né? Ons lewe vir al die lekker goed in hierdie wêreld. Ons werk hard want ons wil die lekker hê. Ons soek die geld, ons soek die finansies, ons soek die sekuriteit, nê? En ons wil ook lekker hê. Maar ons moet versigtig wees
Dat ons nie ons hele lewe bou net om die lekker, om die feesgedeelte nie. As jy wil fees vier, moet jy verstaan, dan moet 'n tyd van vas wees. Nou ek wil 'n toets doen vanmôre. Janie, ek gaan jou hulp nodig hê. Staan hier so. Nee, jy kan maar net hier staan. Kan die kamera hom sien? Hou net vir my daai vas. Julle 2 keuses vanmôre. Hier is die ander ene. Daar's hy. Ek het 'n lekker rooi appel vanmôre aan hierdie kant aan my regterkant en aan my linkerkant het ek 'n lekker, wat is dit, 'n Top-Tek sjokolade. Nou wil ek 'n toets doen vanmôre. As jy moet kies, kan ek sien, wie gaan die appel kies vanmôre? Steek net jou hand so vinnig op. Wie gaan die appel kies? Ons het 'n appel, wie gaan waai net weer so vir my? Moenie skaam wees nie. Daar kan julle sien, daar's al die appelmense. Nou kan ek sien, die chocolate mense, kan julle hande opsteek. Wow! Die kerk is vol chocolate mense vanmôre. Nou weet julle wat is interessant met hierdie toets, nê? As ek nou vir julle sê, oor volgende week in die toekoms moet jy kies, die appel of die sjokolade. Weet julle dat meer mense die appel gaan kies, want jy weet die appel is gesonder, nê? Maar as jy op die oomblik kom, dan het jy selfbeheersing nodig, nê? En dis waar ons tekort kom. Daarom besluit ons almal, ons wil 'n goeie lewe lei. Ons wil die dissiplines in ons lewens inbou. Pastoor, hierdie week, ek gaan vas van maandag tot woensdag toe. Môre dan sien jy al die McDonald's advertensies en die Burger King advertensies as jy werk toe ry, né? Dan kom jy agter, maar dis nie so maklik nie. So ons kan baie maklik, as ons dink aan ons toekoms, né, dan sê ons nee, ons wil die appel kies, maar wanneer dit op die oomblik kom, dan sukkel ons, dan kies ons die chocolate. Ek wil net vir julle wys, dankie kan ons vir Jannie, wag, kom ons deel nou daai uit. Is daar iemand wat vir my die 5 hoekstene kan opnoem, vir 'n lekker slab chocolate? Nou kom hardloop, vinnig, die 5 hoekstene, kom ons kyk wie. Julle moet luister in die kerk. Wie gaan vir my daai 5 hoekstene doen vanmôre? Is daar iemand, daar's 'n dame wat kom? Ek het nou wragtig gedink, na 7 weke is 'n preek vir julle gaan almal uithardloop. En die 5 hoekstene vir my opsê. Ek dink sy het dit op notas daar. Ken jy dit? 5 hoekstene. Daar sê dit vir ons. Liefde vir God, liefde vir mense, evangelisasie en disipelskap, leierskap en mentorskap, gesonde families, gesonde kerk en gesonde siel, gesonde liggaam. Baie mooi, notas gemaak. Daar's jou chocolate. Daar's jou slab chocolate. Kan ek sien wie was vanoggend by die gym gewees? Wie het gedraf vanoggend? En mense, maak my nou trots in hierdie kerk. Nie van een van julle geoefen vanmôre nie. Ek gee maar die appel vir my. Van fees na vas. Kom ons kyk na die statistiek. Jy sien, wanneer ons praat van die toekoms, dan kan ons maklik sê, weet jy, ons kan 'n meer gesonder besluit neem. Maar wanneer ons op die oomblik gevra word, dan maak ons die meeste van die kere die verkeerde besluit. Hoekom is dit? Hulle het in die 1960s het hulle 'n toets gedoen met kinders. En hulle noem dit die marshmallow test, van julle ken dit, né? Kan ek vra, wat is die Afrikaanse naam vir 'n marshmallow? Kan iemand vir my sê, in hierdie voorste ry, wat is die Afrikaanse naam vir 'n marshmallow? 'n Malva lekker. Jy kry 'n appel vanmôre. 'n Malva lekker. Nou, ek gaan dit nou nie vanmôre die Malva lekker toets noem nie. Hulle noem dit die marshmallow test. Kom ons kyk net weer wat het gebeur met daardie marshmallow test. Sit dit vir ons op die skerms. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you.
You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Kyk, daai rooi koppie het geen selfbeheersing gehad nie. Kan ek sien, waar is die rooi koppies hier in die kerk? Selfbeheersing. Maar weet julle wat het hierdie toets ons geleer met hierdie kindertjies? Baie interessant, oor 'n tydperk van 20, 30 jaar, het hulle hierdie kinders dopgehou in hulle lewens. En soos wat hulle volwasse geraak het, soos wat hulle groter geword het, deur universiteit, in hulle beroep, het hulle dopgehou. En weet julle wat is baie interessant? Die kinders wat kon wag vir die tweede Malva lekker, het meer sukses behaal in hulle lewens. Hoekom? Want hulle het selfbeheersing gehad. Hulle sê selfs in hulle finansies, kon hulle finansies beter bestuur. Selfs in hulle gesondheid, was hulle minder oorgewig as die groep wat, ons bid vir daai rooi koppie, nee. Pas op. Minder oorgewig. In alles in hulle lewens, omdat hulle selfbeheersing gehad het, het dit beter gegaan in hulle lewens. Woord en lewe. Vas is deel van 'n geestelike lewe. Jou liggaam, jou siel is nie net gemaak vir altyd om die fees te hê en die lekker te hê nie. As ons die lekker wil hê, dan moet ons wag vir God se tyd. Ons moet wag vir die lekker wanneer die Here sê, dis nou tyd om die lekker te hê. Jy sien, ons soek vinnige behoefte vervulling, maar as dit kom by die dinge van die Here, is dit baie keer verlengde behoefte vervulling. Is dit nie tog wat geloof is nie? Dat ek en jy moet wag, dat ons nie 'n Ismael moet voortbring nie, maar die belofte van Isak kan beskerm.
Wat sê die woord as dit kom by selfbeheersing? Spreuke 25 vers 28. Woord en lewe, hierdie is 'n baie harde woord vanmôre. Maar ek wil hê dat ons mense moet die wysheid hê en die insig hê. En weet julle wat sê hulle oor hierdie toetse wat gedoen is? As ons mense ingelig word oor die voordeel van selfbeheersing, dan het dit 'n groter invloed om beter te kan lewe, want jy verstaan waaroor gaan dit. Dit help ons mense as hulle die inligting het om nee te sê wanneer hulle moet nee sê en ja te sê wanneer hulle moet ja sê. Hier is die woord, Spreuke 25 vers 28. 'n Stad sonder 'n muur om hom te beskerm, so weerloos is 'n mens as hy nie selfbeheersing het nie. Kan ek sien daai dame wat die chocolate gekry het jy klaar daai chocolate begin eet? Klaar geëet? Nee, sy het nie. Hy's nog heel, baie mooi. Kan ons vir hande klap gee? Selfbeheersing, né? Selfbeheersing. Die woord is baie duidelik dat hierdie toetse wat vir ons bewys dat mense wat selfbeheersing in hulle lewe toepas, van kleins af, lewe 'n beter lewe. Dis soos 'n muur wat jy om jou lewe bou. Dit bring vir jou beskerming in die tye wanneer jy die regte besluit moet neem. Mag die Here ons leer, dit gaan nie net oor fees nie, maar dit gaan ook oor 'n tyd van vas. Nou hierdie week het ons weer 'n ritme en 1 week in 'n maand het ons gesê hier by Woord en Lewe gaan ons weer leer om die geestelike dissipline van vas in ons lewens in te bring. Ek weet, dis mense wat vir 40 dae kan vas, maar dan sal mense soos ek wat die Here baie nodig het net om 1 dag te vas. Kan ek 'n amen kry? Is daar ook van die gewone mense hierso, né? Ek glo vas is 'n gawe. Ek glo daar's mense wat maklik kan vas. En dan sal mense soos ek, ons is die chocolate mense, waai net weer bietjie vir my so daai chocolate mense, waar is julle? Hoe is nou minder van hulle, het nou appel mense geword. Is nie maklik om te vas nie. Is nie maklik om nee te sê nie. Kyk daai kindertjies. Julle moet sien aan die einde hoe daai marshmallows gelyk het, nee, sulke stukkies uitgehaal. Selfbeheersing, dis nie maklik om met selfbeheersing te lewe nie, maar die woord leer ons dat ons moet met selfbeheersing lewe. Dit beskerm ons. Van fees na vas. 2 Timoteus 1 vers 7. Die Gees wat God ons gegee het as gelowiges, vul ons wat? Met krag, liefde en selfbeheersing. Met ander woorde, die Gees van God binne in jou gee vir jou die krag om selfbeheersing te kan hê. Amen. En dan sien ons verder in Galasiërs 5 vers 22 en 23 wat hy praat van die vrug van die Gees. Wat is een van die vrugte van die Gees? As ons sê ons is gevul met die Heilige Gees, wat is dit? Vrug van die Gees is selfbeheersing. Amen. Matteus 19 vers 16. Jongman kom na Jesus toe. En ons kan so baie leer uit hierdie gedeelte uit, in ons eie lewens. Jongman kom na die Here toe en hy sê, Meester, watter goeie ding moet ek doen? Wat 'n goeie ding kan ek inbou in my lewe, dat ek die ewige lewe kan hê? Dan sê hy verder, en Jesus begin met hom praat. Jy sien, want Jesus het presies die hart van hierdie jong man raak gesien. Hy het presies geweet wat hierdie jong man in sy lewe moet inbou, sodat hy die ewige lewe kan hê. Sy antwoord vir Jesus was, kyk hoe arrogant, né? Hy sê, Here, Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Wat kom ek nog kort? My boetie, my sussie, ons moet nooit op 'n plek kom waar ons soos hierdie jong man sê, I have arrived. Ons moet nooit in ons geestelike lewe of in ons verhouding, maak nie saak wat van jou lewe, op 'n plek kom soos hierdie jong man en sê, man, ek kan dit doen nie. Nee, ons het die Here nodig. Lord, I need you. Lord, I need you every hour, every moment. Mag ons altyd voor God verneder.
En nie soos hierdie jong man sê, you know what, I've got it. En kyk wat sê die Here in Matteus 19 vers 21, Jesus antwoord hom so, hy sê, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Wat gebeur in vers 22? Wat is die reaksie? Wat is my en jou se reaksie baie keer wanneer God ons bring voor hierdie dissipline, fees of vas? Hy sê, maar toe die jongman die woord hoor, het hy wat? Bedroef weggedraai. Kan julle sien die verskil? Op een oomblik sê hy, Here, I've got this. Ek lewe 'n goeie lewe. Maar die Here het geweet waar sy tekortkoming was, sy selfbeheersing. En omdat hy nie selfbeheersing by God gehad het nie, wat gebeur? Hy draai bedroef weg van God af. Want, wat is die rede? Want hy het, wat? Baie besittings gehad. Woord en lewe. Ek het al oor en oor in my lewe gesien. Wanneer die Here begin werk in mense se lewens, en hulle begin hulle harte oopmaak om vir die Here te gee, vir sy werk te gee, en dan sien ek ook hoe die Here hulle begin seën, want God se woord is waar. Amen. Jy sien oor 'n leeftyd hoe die Here hulle uitlig, hoe die Here hulle van hierdie plek vat na 'n plek van oorwinning, selfs na 'n plek van rykdom. Maar dan sien ons ook, soos hierdie jong man, dat die selfbeheersing raak al hoe minder, want die geld het al hoe meer geword. Dit is weer lekker stil in die kerk vanmôre, né? Jy sien, wanneer ons min het, dan kan ons maklik vir die Here gee. Maar wanneer ons baie het, wanneer ons die seën van God het, en dit kom by die beginsels van God, dit wat vir God belangrik is, dan raak dit al hoe moeiliker, dan kom ons tekort met selfbeheersing. Woord en lewe. Ek wil vir julle die waarheid gee. Ons kan nie net lewe vir die dinge van hierdie wêreld nie. Ons kan nie ons geld bo God se beginsel stel nie. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4. Weet dit, en ek herhaal hierdie skrif weer, laat ons verstaan, as ons nie selfbeheersing in ons lewens inbou, as dit kom by die beginsels van God nie. Hy sê, weet dit, dat daar in die laaste dae wat? Julle ken al hierdie skrif, swaar tye sal kom. Hoekom? Dink julle God wil swaar tye bring vir mense? Dink julle dis God se wil dat sy mense moet swaar kry? Nee, dis nie God se wil nie. God wil hê dit moet goed gaan in ons lewens. Kan ek 'n amen kry? Maar hoekom gaan dit swaar word? Want mense gaan nie meer selfbeheersing hê as dit kom by die beginsels van God nie. Hoekom? Hy sê, want mense sal wat? Woorde lewe, julle moet nou nie so stil word nie. Preek saam met my vanmôre. Kom ons lees die woord van God vanmôre. Hy sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, wat? Geldgierig is, bandeloos, met ander woorde, ons het nie grense nie. Ons gaan oor grense wat God daar stel. Ons gaan oor die beginsels van God, want wat? Ons is liefhebbers van wat? Fees. Ons wil net hê dit moet goed gaan met ons. Hoe meer ons kan hê, hoe beter. En wanneer die Here met ons praat oor tiende gee en offerande gee, dan draai ons weg van God af en ons sê, weet jy wat? Ek sal nie gee nie. My boetie, my sussie, jy gaan op die einde van jou lewe kom en jy gaan doodgaan. Hallo? Jy gaan doodgaan. En dan gaan God kyk na jou hemelse bankrekening en het jy met selfbeheersing gelewe wanneer dit gekom het by die beginsels van God, nie net om te fees nie, maar om nee te sê, te vas, sodat jy die ewige beloning kan hê. Want jy lewe nie net vir 'n tyd soos nou nie, jy lewe nie net vir instant gratification op hierdie aarde nie, jy moet lewe met 'n ewigheidsdoel,
om te kan sê, Here, as U vir my sê, ek moet 1/10 van my inkomste gee, dan doen ek dit, want ek belê in my hemelse bankrekening, kan ek weer 'n amen kry van 10de betalers in hierdie kerk. Weet julle hoekom is die amen so min vanmôre? Want minder as 20% van getroue lidmate in hierdie kerk is bereid om iets te gee vir die werk van die Here. Sê saam met my, Eina. Jy gaan nou weer mense wees wat sê, ek gaan nooit weer na hierdie kerk toe kom nie. Gelukkig het jy die waarheid gehoor, al kom jy nooit weer nie. Het ek vanmôre vir jou met liefde die waarheid gegee. Moenie net lewe, soos hierdie jong ryk man, net vir hierdie lewe nie, want die lewe is kort, mense. Vinnige, behoefte, vervulling, net op hierdie aarde gaan jou op 'n plek bring, dat jy dit mis in die ewigheid. Amen. Kan ek sien, is julle nog hier saam met my? Amen. Kom ons maak klaar. Hy sê hulle gaan wat? Meer liefhebbers van? Wat het ons geleer oor die siel? Ons is meer liefhebbers van wat? Ons eie genot, as liefhebbers van God se beginsels. Woord en lewe in hierdie kerk gaan ons leer om selfbeheersing in te bou. Al kom die seën nie nou nie, al moet ek wag vir die Here se tyd, dan sal ek wag. Amen. Filippense 3 vers 19. As ons nie ons mense gaan reg leer nie, wat gebeur met ons mense? Wat het gebeur met hierdie kinders? Wat nie geleer het om selfbeheersing te leer nie. Wat gebeur? Hy sê vernietiging is hulle uiteinde. Liggaamlike wat? Behoeftes is hulle. Ek preek 'n harde woord vanmôre. Jy moes maar in die shopping center vanmôre gewees het, nê? Miskien moet jy maar by die huis gebly het vanmôre. Maar die Here het jou lief en hy wil hê dit moet goed gaan in jou lewe. Hy wil hê dit moet goed gaan in jou finansies. Hy wil hê dit moet goed gaan met jou siel, maar nou moet jy leer, dit gaan nie net oor fees nie, dit gaan oor vas ook. Dit gaan ook om selfbeheersing te hê, om te sê ek stel die Here eerste voor my eie genot en my eie liggaamlike behoeftes. Mag die Here ons help. Hy sê vernietiging is hulle uiteinde, liggaamlike behoeftes is hulle God, en dan sê hy alwaaraan hulle dink is aardse dinge. Is dit nie waar baie van ons mense is nie? Al wat hulle aan dink is net aardse dinge. Liefhebbers geword net van die goed van hierdie wêreld. Is dit belangrik om te hê? Ja, die Here wil hê jy moet hê. Ja, die Here wil hê dit moet goed gaan met jou, maar moenie sonder selfbeheersing lewe as dit kom by die beginsels van God nie. Kolossense 3, 2-3. Wat moet ons doen, mense? Ons moet selfbeheersing hê in hierdie tye. Met al ons selfone, al die sosiale media platforms, wat gaan ons moet hê? Selfbeheersing. Ons gaan ons gedagtes moet rig op goddelike goed, nie net op die dinge van hierdie wêreld nie. Ons gaan moet leer om gedissiplineerd te lewe, of volgens God te lewe, nie volgens die wêreld nie, want die wêreld wil 'n slaaf maak van jou. Dis wat ons laas Sondag gesien het, nee. Hierdie wêreldstelsel is nie goed vir jou siel nie. Dit wil jou mislei en dit wil jou vat na 'n plek waar jy onderdruk moet leef, waar jy 'n slaaf word van hierdie wêreld. God wil hê jy moet vry wees van hierdie wêreld. Kan ek nog 'n amen kry? Bedink die dinge wat? Moenie net dink aan die dinge op hierdie aarde nie. Hoe ryker jy is, hoe meer versigtiger moet jy wees. Hoe meer die Here jou seën, my boetie, my sussie, hoe meer dit goed gaan in jou besigheid, hoe meer moet jy pas op om nie te dink net aan die dinge van hierdie wêreld nie. Begin jou gedagtes hoër lig, kyk na God, dink aan die dinge wat daarbo is. Kan ek sien as die ryk mense vanmôre in die kerk waai net so vir my? Nee, niemand gaan hulle hande nou opsteek nie. Mense, ek is nie teen rykdom. Ek wil hê dit moet goed gaan met woord en lewe mense. Ek het al hoeveel keer bely en mag ek gekritiseer word. Julle verstaan wat ek sê wanneer ek sê ek is 'n seënprediker. Ek wil nie daai woord prosperity gebruik nie, want dit word so heeltemal uit konteks uitgetrek in die kerk. Ek glo aan prosperity want dit is 'n woord wat ek in die Bybel kry. God prospered his people. Dis 'n belofte van God.
Maar ons moet ook prosper in ons siel. Ons moet ook prosper as dit kom by selfbeheersing, wanneer ons besluite moet neem oor God se dinge. Amen. Hy sê, want hulle het gesterwe, en julle lewe is in Christus. Gaan net weer vir my terug. Wat moet ons doen? Hy sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie, want julle het wat? Gesterwe. En julle lewe wat? In Christus. Galasiërs 5:24. Hy sê, maar die wat aan Christus behoort, kan ek sien, behoort jou lewe aan Christus vanmôre, waai net so 'n bietjie vir my. Moet versigtig wees. Maar die wat aan Christus behoort, het die wat? Die vlees met sy hartstoglike, begeerlikhede. Hierdie vlees gaan altyd die wêreld begeer. Gaan altyd meer geld begeer. Gaan altyd gemak begeer. Gaan net meer en meer begeer. Jy gaan nooit genoeg hê. Meneer, mevrou, jy gaan nooit genoeg geld hê in hierdie wêreld nie. Jy gaan nooit versadig wees as dit kom by jou sukses nie. Jy gaan nooit versadig wees met die dinge van hierdie wêreld nie. Al wat jou kan versadig is 'n gehoorsaamheid en 'n selfbeheerste siel wat sal luister na die beginsels van God. Sê die vlees met sy hartstoglike begeerlikhede, wat? Ek is hier om jou te herinner, jy moet jou vlees kruisig en jy moet doen wat God vir jou sê, nie wat jou begeertes vir jou sê nie. Romeine 8:13. Want as julle na die wat? Preek saam met my, want as julle na die? Sal julle, wat is die volgende gedeelte, sal julle? Maar as julle deur die wat? Die werke van die liggaam wat? Doodmaak, sal julle? Kom ons staan op. Woord en lewe, boetie sissies, vanmôre het ek 'n harde woord gebring, maar 'n belangrike woord. Die Here wil hê dit moet goed gaan in jou besigheid. Die Here wil hê dit moet goed gaan met ons mense by hulle werke. Maar saam met die 5 hoekstene is daar 10 beginsels, is daar orde. Kom ons bring orde in ons lewens. Kom ons begin werk om selfbeheersing deel te maak van ons daaglikse geestelike beginsel. Laat as dit kom by 'n week van vas, laat die chocolate mense ook beginne vas. Want selfbeheersing is nodig in hierdie lewe. Jy kan nie net lewe vir die fees van hierdie lewe nie. Die Here wil jou leer, jy moet lewe om vir die vastydperk ook te lewe. Want wanneer ons bereid is om te gee, wanneer ons bereid is om te vas, wanneer ons bereid is om nee te sê en ja te sê vir God, dan sê die Here, ek lig jou uit, omdat jy gehoorsaam is. Kan ek vra dat ons 'n eenheid vorm, kom ons sluit hierdie diens af vanmôre. Vat net in die persoon langs jou, kom ons bid saam, kom ons bid saam, kom ons bid saam. Daar agter, as dit moontlik is, kom ons laat niemand nou alleen staan. As mense aanlyn is, al mense by jou is, sit net jou hand op die persoon langs jou en kom ons bid vir ons geestelike familie. Here, baie dankie. Selfs hierdie harde woord wat ons weer hoor, Here, kom dit met liefde en genade. Want Here, ons word nie veroordeel vanmôre nie. Ons word nie veroordeel nie, want niemand word veroordeel wanneer ons in Christus Jesus is. En daarom kom jy net vanmôre en jy leer ons net weer met genade en liefde en deernis. Kom jy en jy strek jy hand net weer uit en jy leer ons hoe om te lewe. Here, om met selfbeheersing te lewe. Om nie net met die vlees en die begeertes van hierdie vlees te lewe nie, maar leer ons weer om te vas. En nee te sê vir ons vleeslike begeertes. Here, deur die Gees van God bid ek nou dat mense die krag sal hê hierdie week om nee te sê vir hulle eie vleeslike begeertes en ja te sê vir God. Mag daardie gehoorsaamheid na plekke toe vat van seën en guns en van goddelike deurbrake. Daarom wend ek nou en ek pleit die bloed van Jesus oor hierdie gehoor vanmôre. Oor ons mense aanlyn pleit ek die bloed van Jesus. Dankie Here dat hulle meer as oorwinnaars is. En dat hy hulle vry maak. Dat ons mense uit hierdie wêreldstelsel sal uitbeweeg en vry sal wees.
met 'n gesonde siel en 'n gesonde liggaam. Gesonde families, 'n gesonde kerk, 'n kerk wat gemobiliseer word om Jesus eerste te stel. Sodat ons weer kan evangeliseer, sodat ons weer disippels kan maak, sodat ons weer God kan eerste stel. 'n Liefde vir God en 'n liefde vir mense. Kom en help ons hierdie week, in Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê